Daar is lig. Julle het seker gedink ek het pad gevat, nee. Want ek was lanklaas hier. Weens siekte, nee, ek dink dit was so 4 weke. Maar dit is ook soms 'n goeie ding, want dan bly dit mos 'n verrassingspakket. So vanmôre is daar 2 dinge wat ek moet noem. Eerstens, ek glo jy gaan my vanmôre op my stikke kry, want my vrou is hier. So ek is vanmôre hier om haar eerstens te impress. Tweedens is ek hier om God te verheerlik en vir jou die boodskap te bring wat die Here vir my gegee het. So jy gaan hom vanmôre vat soos wat hy kom, as jy hom nie like nie, it's not my problem. Dan gaan bid jy vanaand daaroor en vra, Here, hoekom praat U so hard met my in die huis van die Here? Gaan sorg dit met die koning uit. En dan derdens, laat ek dit noem. Ek gaan nêrens. Daar's 2 geleenthede wat ek U sal verlaat. Want ek het 'n gelofte aan God gedoen. Maar daar's 2 geleenthede. Die eerste een gaan wees as die wegraping plaasvind en die tweede geleentheid gaan wees as 'n ander gemeente sien hoe oulik ek is en hulle beroep my voltyds. Dan is dit die enigste 2 redes hoekom ek weggaan. So as julle my voltyds wil beroep, julle het die bankbesonderhede gesien, ons het geld nodig want ek is 'n duur predikant, okay? Net 'n grappie op 'n stokkie. Vol grappies vanmôre. Het julle die kan jy vir ons opsit daar, Jason? Die tema. Het julle almal gesien op Facebook en op die status, die opdrag. Die tema van vanmôre se boodskap is die opdrag. En as dit vandag die woorde is wat jy hoor, die opdrag, wat is die eerste gedagte wat in jou denke opflits? As ek vanmôre met jou praat rondom die tema, die opdrag en ek praat met jou rondom die verantwoordelikheid van die kerk en ek sê vir jou vanmôre of ek vra vir jou vanmôre, wat is die eerste gedagte wat in jou denke opkom? Wat gaan jy antwoord? Ja, dis nou wat die Bybel ken. Is dit nie die opdrag aan die kerkdom nie? Is dit nie die opdrag aan die Christendom nie? Matteus 28, sit hom daarop. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Is dit wat daar staan? Gaan dan heen, kom ons maak so, aangesien ons dit nie geken het nie, stem jy vanmôre saam as ek sê, dit is 'n opdrag? Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Stem ons saam, dis die opdrag. Stem ons saam dat dit is jou en my verantwoordelikheid. Stem jy saam vanmôre dat dit is my en jou opdrag? Hallo? So ons verstaan dit vanmôre, die verantwoordelikheid wat ons het om disippels te maak, die verantwoordelikheid wat ons het om hulle te leer, die verantwoordelikheid wat ons het om hulle te beveel om te onderhou dit wat Jesus geleer het, want dit is mos wat die vers vir ons sê. Is dit so Afrikaanse onderwysers? Is mos wat hy sê. Die opdrag is gaan maak disippels, doop hulle, leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Net 'n vinnige paar vragies. En daar's 'n paar van hulle vanmôre in hierdie boodskap. Hoeveel disippels het jy al gemaak? Ek kan vir jou die Bybel oopmaak of jy kan in jou eie Bybel gaan kyk. Voor daardie vers staan daar nie Jaco van Aswegen, AGS Middelvlei, Pastoor Henry Sinclair nie. Daai vers praat vanmôre met jou. Daai opdrag is vir jou. Soveel soos wat hy vanmôre vir my is, soveel is hy vanmôre vir jou. Ek vra weer, hoeveel disippels het jy al gemaak? Okay, makliker een. Hoeveel het jy al geleer? Okay, kom ons maak dit nog makliker. Hoeveel het jy al beveel om te onderhou dit wat Jesus geleer het? Karen? Hey? Hoeveel het jy al beveel?
Jy sien die realiteit van die saak vanmôre wat ek en jy moet begryp en wat ek en jy vanmôre moet verstaan. As ek van jou 'n skrynwerker wil maak, dan moet ek eers self 'n gekwalifiseerde skrynwerker wees. Miskien gaan jy hom nou vang. As ek jou wil vertel van die lig, moet ek eers self in die lig lewe. So dalk sit ons met 'n probleem en 'n situasie dat ons maak nie disippels soos wat ons moet maak nie, want jy sien, die lig wat ek uitstraal in die wêreld daar buite is nie so bright nie, so ek het nie die vrymoedigheid om te sê, weet jy wat, jy moet Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker nie, want ek is maar bradof. Om 'n ander te beveel, om te onderhou wat hy geleer het, sê hy dan sprei het. Om 'n ander te beveel om te onderhou wat hy geleer het, moet ek dit eers self onderhou. Gaan maak disippels, gaan doop hulle, gaan leer hulle, gaan onderrig hulle. So dit beteken vanmôre, dit begin heel eerste by jou. Kom ons kyk vinnig, waarvan praat opdrag? Ek hou van hierdie een, want ek sien onsself in hierdie een, myself included. Opdrag is die opgelegde taak, 'n werk wat 'n mens moet doen. Nie miskien nie, nie of jy daarna voel of nie, of jy nou daarvoor lus is of nie, dit is die werk wat 'n mens moet doen eerstens, en tweedens sê dit is die werk wat 'n mens behoort te doen. Het jy hom? Moet doen en behoort te doen. Dit spreek van 'n bevel om iets te doen, die order en die instruksie. En die oomblik toe ek na dit gaan kyk, is die eerste ding wat in my gedagte opkom, wat vir my kom praat of met my kom praat rondom opdrag, is die volgende: dit is 'n instruksie wat resultate tot gevolg het. Hoor jy wat ek sê? 'n Opdrag is 'n instruksie wat resultate tot gevolg het. Halleluja. Hoekom sê ek dit? Dis 'n opdrag wat resultate moet gevolg het. Hoekom maak hierdie van Aswegen vandag hierdie verklaring? Luister gou mooi. In my huis, as ek my kinders beveel om iets te doen, weet ek hulle het die kapasiteit om dit uit te voer. Ek gaan nooit van my kinders iets verwag om te doen as ek weet hulle is nie in staat om dit te doen nie, want die oomblik wanneer ek hulle 'n opdrag gee, die oomblik wanneer ek my kinders 'n bevel gee, dan verwag hierdie van Aswegen resultate. Onder geen omstandighede gaan ek vir Burger sê, Burger, vat die leer, klim op die dak en haal van my die teels af nie. It's not gonna work. Hy gaan nie succeed nie. Ek gaan my vererg en die appelkar gaan omval. Maar ek kan vir hom sê, Burger, verf vir my asseblief die dak. En ek weet daar gaan resultate wees. Natuurlik in sy geval bietjie gekoppel aan vrees dat hy mag afval, maar dit daar gelaat. So as jy Matteus 28:19 sien as die opdrag, dan wil ek vanmôre by jou weet, waar is die resultaat? Stem ons saam, dis 'n opdrag. Stem ons saam, dit vereis 'n resultaat. So hoekom is hierdie banke dan so leeg? Elke leebank praat vanmôre met jou en met my. Dis nie vanmôre die skuld van die pastoor van hierdie gemeente nie. Dis nie vanmôre die skuld van die leierskap nie. Dis nie vanmôre die skuld van die AFM as 'n geheel nie. Die leebanke langs jou vanmôre is die gevolg van jou wat nie bereid is om die opdrag uit te leef en die opdrag uit te voer wat God vir jou en vir my gegee het nie. Maar ons het mos gesê, brother, welcome. Ons het mos gesê, opdrag praat van, hoe het ons gesê?
werk of werk wat 'n mens moet doen. En ons het gesê dit praat van werk wat 'n mens behoort te doen. So miskien sit ons nog by die tweede gedeelte. Ons is nog by die behoort te doen. Jaco, ja, dis die opdrag. Ons behoort dit te doen. Dit het tyd geword dat jy dit begin doen. Kom verby behoort. Want as jy vanmôre wil vashak aan behoort, dan wil ek vir jou sê, jy gaan die bus mis. As die Here vertoef om te kom Januarie, gaan jy moet opklim of jy gaan agterbly. Dit het tyd geword dat ek en jy sal uitkom by moet doen. By moet doen. Volgende vers, Matteus 10 vers 7 tot 8. Kom ons lees dit saam. Kan jy vir my opsit, Jason? Ek gaan en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Dit is Jesus se eie woorde. Hallo? Gaan kyk in die Bybel, dit is Jesus se eie woorde. Nou as ek vandag vir jou sê, gaan preek en sê dat die koninkryk van die hemel het naby gekom. As ek vandag vir jou sê, gaan maak siekes gesond, gaan reinig melaatses, gaan wek dooies op, gaan dryf duiwels uit, wat is ek besig om te doen? Ek is besig om 'n opdrag te gee. Wat van hierdie opdrag vanmôre? Hierdie opdrag wat sê ek en jy moet gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom. Wat van hierdie opdrag? Gaan maak siekes gesond, gaan reinig melaatses, gaan dryf duiwels uit, gaan wek dooies op. Wat van hierdie opdrag vanmôre? Weer 'n vraagie of twee. Is amper soos Who Wants to be a Millionaire? Preek jy die boodskap? Preek jy die boodskap van die koninkryk van die hemel het naby gekom? Ja, maar Jaco, ek is nie 'n pastoor nie. Ek ook nie. Ek het dit dalk op 'n papiertjie. Maar nêrens in daardie gedeelte sien ek pastoor gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom nie. Hallo? Dit is 'n opdrag aan sy disippels. Gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom. Sê gou vir my, maak jy siekes gesond? Dis die opdrag. Ek vra nie vat jy 'n dokter toe nie. Ek vra maak jy siekes gesond? Reinig jy die melaatses? Dryf jy duiwels uit? Wag 'n bietjie Jaco. Ek het nie 'n bevrydingsbediening nie. Julle het dit verniet ontvang, maak siekes gesond, dryf duiwels uit. My vrou, lees jy enige iets daarvan 'n bevrydingsbediening? Dis die opdrag. Boetie, gaan was die kar. Nie maar pappa, was die seep. Ek het gesê, gaan was die kar. As ek kom met die kar gewas wees, of die poppe gaan dans. Wek dooies op. Jaco, nou vat jy dit bietjies te ver. Nee, 1000 maal nee. Ek en jy besef nie die mag wat God vir jou gegee het nie. Jy besef nie die werk wat aan hierdie kruis gedoen is nie. Jy besef nie vanmôre wat se gesag en wat se mag en wat se autoriteit God vir jou en vir my gegee het nie. En daarom het dit dalk tyd geword dat jy sal vat wat hy vir jou gegee het en dat jy sal begin om jou geloof te aktiveer en dat jy sal begin om die opgelegde taak uit te leef. Dis tyd dat jy jou slaapklere uittrek en jou opdragklere aantrek. Dit het tyd geword dat jy vat wat hy vir jou gegee het
En dat jy sal begin om jou geloof te aktiveer, sodat jy die opgelegde taak kan begin uitleef. En om alles te kroon sê hy, julle het dit verniet ontvang. En verniet moet julle dit gee. So hoekom sal ek en jy nou, hierdie is 'n bonus, hoekom sal ek en jy nou is die regte woord, baby help my, audaciteit, is dit die regte woord? Of arrogansie, of wat? Gee my 'n lekker Afrikaanse woord. Die vermetelheid. Hoekom sal ek en jy die vermetelheid hê vandag, as ons hierdie goed verniet ontvang het, en dit vir onsself te hou? Is jy so selfsugtig en so synig, dat jy nie eens bereid is om dit wat God vir jou gesê het om te doen, te gaan deel aan 'n stukkende wêreld daar buite nie? Hy nou, daai makseer, hy was nou nie hier nie. Kom ek lees gou vir jou vers 1 van Matteus 10. En hy het sy 12 disippels na hom geroep. Volg saam met my. Hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee, vermoë, gesag, autoriteit oor onreine geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte, elke kwaal te genees. Dis die gesag en die mag en die autoriteit wat hy jou gegee het. Dalk het dit tyd geword dat ons sal begin lees en begin vat wat God oor ons lewe gespreek het en oor ons lewe gesê het. Jy sit dalk vandag waar jy sit, jy is dalk vasgevang, jy is dalk te neergedruk, want jy leef nie uit wat God wil hê jy moet uitleef nie. Ja, Jaco, hy sê dit vir sy 12 disippels. Kom, ons moet 'n skypkout kry, Karen, nee, dis mos nie vir jou nie, so 'n bietjie geroes, en nee, hy sê dit vir sy 12 disippels, ek is mos nou nie een van die 12 nie, is dit? Ek is reg vir jou, gaan lees Lukas 10, waar hy vir 70 ander disippels presies dieselfde opdrag gee. En nou as jy vanmôre wil kom en sê, maar weet jy wat, Jaco, ek is nie een van die 70 nie, dan wil ek vanmôre baie lelik wees, maar in liefde. Dan wil jy nie uitleef wat God vir jou gegee het om uit te leef nie. Dalk moet ons verder as kindskap beweeg, en ek en jy moet dalk by disippelskap uitkom. Lang genoeg het ons net as kind van God geleef. Dit het dalk tyd geword dat ons sal begin leef as disippels van die outeur van die lewe, wat die opdragte uitvoer wat hy gegee het, sodat die stikkende wêreld die lig kan sien, en hierdie God wat ons dien en aanbid. Sê saam met my. Ja, hoor wat ek sê? Sê saam met my. Saam met my. Ons sal aanhou tot julle dit reg kry. Saam met my. Saam met my. So ons is nou op die bladsy. Hy het my die mag gegee oor onreine geeste. Hy het my die mag gegee oor onreine geeste. Hy het my die mag gegee oor onreine geeste. Hy het my die mag gegee om elke siekte, elke kwaal te genees. Hy het my die mag gegee om elke siekte, elke kwaal te genees. Hy het my die mag gegee om elke siekte en elke kwaal te genees. Kan ons dit vinniger doen? Hy het my die mag gegee om elke siekte, elke kwaal te genees. Glo jy dit vanmôre? Glo jy dit vanmôre? Hey, preach it, brother. Just do it, Nike, just do it. Wie glo dit vanmôre werklik? En ek is nie om jou op die spot te plaas nie.
As jy nie vermoere werklik glo dat God jou daardie mag gegee het om elke siekte en elke kwaal te genees nie, hoef jy nie nou jou hand op te steek nie. Maar wie glo dit vermoere werklik? Werklik? Dat jy kan elke siekte en elke kwaal genees? Yes! Is daar iemand vermoere in hierdie plek wat siek is? Sy siekte op sy eie. Is daar enige iemand vermoere wat ongesteld voel? Wat ongesteld op hierdie plek? Kom vir my uit, asseblief. Kom staan vir my net hierso, in die middel. Julle wat nou vanmôre gesê het, julle glo dat julle die mag het om elke siekte en elke kwaal te genees. Ons weet nie wat dit vanmôre is nie. Ek vra van julle, kom uit. Kom maak 'n kring om hierdie vrou. Kom aan. Jy het vanmôre gesê, jy glo dat God jou daardie mag en gesag gegee het. As jy dit vanmôre werklik waar glo, het jy geleentheid om vanmôre geloof in aksie te demonstreer. Jy moet hom maar pos, of whatever, jy moet hom maar inkat. Kom ons maak 'n kring om haar. Koos, ek wil jy met asseblief kom salf. Kom ons maak hulle toe vanmôre. Maak toe, kom ons maak gou toe. Kom ons maak toe. Ek wil vra dat almal van ons weet nie wat dit is nie. Jy hoef nie te reveal nie. God weet vanmôre. My suster, ek het jou naam weer vergeet, sorry. Brenda. Marita, né? Kom ons bid. Haar naam is Marita. Kom ons bid en sê, Here, ons vra vanmôre. U het vir ons die mag gegee. U het vir ons die gesag gegee. U het vir ons die autoriteit gegee. Here, en op grond van u woord vanmôre spreek ons hierdie siekte aan en ons verklaar, Here, deur die gesag en die autoriteit dat u maak haar vanmôre gesond in Jesus naam. In Jesus naam. Ons spreek vanmôre genesing. Ons spreek vanmôre Matteus 8:17 wat sê, u het elke krankheid en elke siekte op u geneem in die naam van Jesus Christus. En die kinders van die Here sê, amen. Amen. Kom ons gaan sit. Kom ons gaan sit. It's not always that easy when we have to put the proof to the pudding or whatever, hoe sê hulle dit? Kind van God. Kind van God, luister vanmôre, disipelin van die Here. Hoor wat hierdie van Aswegen vanmôre vir jou sê. Ons het nie langer nodig om vas te kyk in siekte nie. Ons het nie langer nodig om vas te kyk aan die kwaal nie, want die opdrag van die lam aan jou en aan my, dat ek en jy het die mag om elke siekte en elke kwaal te genees. Ek hoef nie te vrees vir die duisternis nie. Ek sê nie vanmôre jy moet onverskillig wees nie, maar my God wat ek aanbid, het gesê, Jakobus, jy het die mag oor elke onreine gees. Groter en sterker is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Amen. Ja, Johannes 13:34-35. Een nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Jaco, dit is 'n gebod. Yes, 'n gebod is 'n bevel en 'n bevel is 'n opdrag. Hallo? Dis 'n opdrag. 'n Nuwe opdrag gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos wat ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Wat van hierdie opdrag vanmôre? Kan die wêreld daar buite die liefde onder mekaar in die kerk sien? Kan die wêreld daar buite die liefde onder mekaar in die kerk sien? Kan ek jou vertel wat het ek so 'n paar maande terug gesien? Hoe verskillende kerke die vermoë het om sekere bedienaars uit mekaar te ruk. Dis nie die liefde van God nie. Jesus het vir 'n vrou
wat in die daad betrap was, het hy die verklaring gemaak, laat die een wat sonder sonde is, eers die klip optel. Ek vra vir jou vanmôre, kan die wêreld daar buite die liefde onder mekaar in die kerk sien? Ervaar jy vanmôre die liefde vir mekaar in hierdie aanbiddingsplek? Genuine. Is die enige iemand wat vanmôre vir die eerste keer hier besoek? Het julle vanmôre liefde ervaar? Julle moet nou eerlik praat, dat ek hulle kan vasvat. Maar ervaar jy die liefde vir mekaar in hierdie aanbiddingsplek? God is liefde, en as dit die verklaring van jou mond is, dat jy sy kind is, dan moet jy in liefde wandel en in liefde leef. Amen. Die Here het vir jou baie lief. You need to know it this morning. God sê het jou ontsaglik lief. Ek weet nie of jy deur iets gaan nie, maar God is daar vir jou. Hy sê ek het jou lief. Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sê vanmôre, hy het jou lief. Het jy al daaraan gedink, naamlik dat die liefde van God wat in jou is, kan dalk die trekpleister wees, dat 'n ander hom ook wil hê. My suster sit vanmôre hier, en ek sal nie in die detail ingaan nie, maar sy sal dit vanmôre kan bevestig. Toe ek my hart in my lewe die eerste keer vir die Here gegee het. Weet mos in die tyd toe ons Pinkster groot geword het, jy mag nie driving toe gaan nie, jy mag nie 'n jean dra nie, jy moet 'n audassie hê, en my suster het iets in haar lewe gehad, en ek het vir haar gesê, jy's welkom om by my te kom kuier, maar jy kom nie met jou voete by my erf in nie, want ek soek nie jou gemors in my lewe nie. Maar toe ontdek ek, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. As daar liefde is, en sy is vanmôre hier om dit te beamoen, dat sy op 'n stadium gesê het, Jaco, hoekom kan die ander kinders van die Here nie soos jy wees nie? Wat ek doen is dalk nie reg in jou oë nie, maar jy verstoot my nie meer nie, en jy gooi my nie meer weg nie. Dit het tyd geword dat ons die liefde van die kruis weer sal demonstreer aan 'n stikkende wêreld, want hieraan sal julle weet dat julle my disippels is, as daar liefde onder mekaar is, en ek kan nie vanmôre van hierdie punt af wegbeweeg, voor ek vir jou die volgende vra nie. Wat van die liefde in jou huis? Hallo, Blommie. Ek het so baie keer gehoor, as al kinders sê, my pappa is nie so oulik by die huis nie, hy is net so oulik by die kerk. Wat van die liefde in jou huis? Want dit is in jou huis waar die demonstrasie van goddelike liefde begin. Hallo? By die kerk is hy hierdie engeltjie, maar by die huis is hy die duiwel van die kinderbybel. Hoe kan ons liefde onder mekaar hê, as daar nie eers liefde in ons huis is nie? Hoe kan ons liefde onder mekaar hê, as daar nie eers liefde in ons huis is nie? 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die volgende: Die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Met ander woorde, that I can get in right standing with God, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus, sodat die mens van God sy opdrag kan uitleef. My weergawe. Glo jy dit vanmôre? Glo jy vanmôre dat die hele skrif deur God ingegee is? En dat dit nuttig is om jou en my toe te rus? En dat die opdragte wat daarin gegee word, veronderstel is om uitgeleef te word, en veronderstel is om gedoen te word? In my verwysingsraamwerk is daar nie ruimte vir behoort nie. Moet. Jy moet. Nou sien ek baie manne, ek moet net eet, en ek moet net slaap, en ek moet net na my vrou luister. Romeine 12 vers 1 en 2 sê die volgende:
Ek vermaan julle dan broeders, ek is amper klaar, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, want glo dit of nie, dit is julle redelike godsdiens. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Stel jy jou liggaam as 'n lewende, heilige offer. Streef jy vermore na heiligmaking? You are chosen to be different. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê die volgende, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dit is jou en my verantwoordelikheid om heiligmaking na te streef, heiligmaking na te jaag. Ja, ek kom dalk nie reg nie, ek duik dalk in die damwal vas, ek maak dalk foute, maar ek gaan nie lê nie, ek staan op en ek fokus om te sê, Here, ek wil meer en meer en meer soos my Jesus wees. Dis ons verantwoordelikheid. Wat van hierdie opdrag? Jaag jy dit na? Streef jy daarna? Smag jy daarna? Is dit jou begeerte om te sê, Here, holiness, holiness is what I long for, holiness is what you need, oh, holiness. Is dit die begeerte van jou hart? Want hy sê in Psalm 37 vers 4, verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. Ek kan jou verseker vanmôre, as dit die begeerte van jou hart begin word en jou verlustiging is in hom, kan ek jou garantie, gaan jy dit leef. Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Jou hulpmiddel in die strewe en die lewe na heiligmaking is die Heilige Gees. Wat my vandag by die volgende vraagies bring. Ek wonder hoe vaar jy so ver in hierdie toetsie. Hoe lyk jou wandel met die Heilige Gees? Hoe lyk jou verhouding met die Heilige Gees? Spandeer jy tyd in sy teenwoordigheid? Maak jy tyd vir sy leiding in jou lewe? Gee jy hom geleentheid om in jou te kom werk? Gee jy hom geleentheid om jou te kom verander? Luister baie mooi. Die intimiteit van jou verhouding met die Heilige Gees word geopenbaar deur die vrug wat jy demonstreer en die gawes waarin jy opereer. Miskien moet ek dit stadig sê. Miskien moet ek dit weer sê. Die intimiteit van jou verhouding met die Heilige Gees word geopenbaar deur die vrug wat jy demonstreer en die gawes waarin jy opereer. Wat vandag vir hierdie van Aswegen sê, as ek na jou kyk en ek kyk na jou vrug en ek kyk na hoe jy operate onder die salwing en die leiding van die Heilige Gees, kan ek vir jou sê, hoe sterk daai metertjie lê. God se Gees is gestuur om ons te help, te onderrig, te leer, om ons toe te rus en om ons te bring op 'n plek waar ons sal operate soos wat Jesus geoperate het. Dat ons sal kom op die plek
wat ons sal begin glo en aanvaar wat hy vir ons gesê het, en dat ons sal kom op die plek waar ons die opdragte wat hy gegee het, sal begin uitleef. Dit is tyd om volkome beheer van jou lewe aan die Heilige Gees oor te gee. En hiermee sluit ek. Jakobus 1 vers 22. Wat van hierdie wonderlike opdrag? Ek het hom nie vir jou gegee nie, sorry Jaden. Hy het gisterand eers ingekom, Jason. Hy het gisterand eers ingekom. Jakobus 1 vers 22, vars van die fabriek af, hè? Fresh out of the oven. Jakobus 1:22, wat van hierdie opdrag? En word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Ek wonder of jy vandag regtig die impak besef van die woord van God in jou mond en in jou hart. Ek vra vanmôre, ek wonder of jy werklik waar die impak besef van hierdie woord van God in jou mond, oor jou mond, uit jou mond, in jou hart, en die impak van hierdie woord oor jou omstandighede. Hallo? Jy kan alles vergeet wat jy vanmôre gehoor het, maar neem notisie van die volgende. Die woord van God in jou mond het dieselfde impak as die woord van God uit sy mond. Kan ek dit weer vir jou sê? Die woord van God in jou mond het dieselfde impak as die woord van God uit sy mond. As hy gesê het, ek sal die hande op die siekes lê, en ek sê, Here, ek sal die hande op die sieke lê, want u woord sê, ek het daardie mag, en daardie gesag, en daardie autoriteit, dan sal dit 'n werklikheid en 'n realiteit word, want God se woord leef. God se woord verander nie. As hy gesê het, dit sal so wees, dan sal dit so wees. Dit is tyd om die woord te leef en te spreek oral waar ek en jy beweeg. Oral daar waar jy leef. Want God se woord leef. 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 En hy hou nog steeds aan leef. Hy het gesê, laat daar lig gewees, en dis nog steeds lig. Ek sluit. Tyd van kerk speel is verby. Daar is opdragte wat uitgevoer moet word. Dat die wêreld kan sien, die koninkryk van die hemele het nabygekom. God het nie verander nie. Sy woord het nie verander nie. Hy sal doen wat hy gesê het, hy sal doen. En ek en jy moet begin doen wat hy gesê het, ons moet doen. Kom ons sê dit. Ek moet begin doen wat hy gesê het. Ek moet doen. So hy toe ry, dan sê jy dit repeterend, dat jy dit begin glo, dat jy dit begin vat. Want die opdrag strek verder as net maak disippels. It's time for change. Dit strek vanmôre verder. Dit vra vanmôre dat jy sal leef soos 'n ware disipel. Dit vra vanmôre dat jy sal leef in liefde. Dit vra vanmôre dat jy 'n lewe van heiligmaking sal nastreef. Dit vra vanmôre dat jy sal leef in verhouding met die Heilige Gees. En dit vra vanmôre dat jy hierdie woord sal leef. Dis tyd om jou nakkiepakkie aan te trek en die opdragte wat God vir jou en vir my gegee het, uit te leef. Want die koms van die koning is voor die deur. En wat gaan ek en jy maak as hy vir jou sê, wat van die opdrag gaan maak disippels? Hoe gehoorsaam was jy? Wat gaan jy maak as hy vir jou sê, kan jy kyk of hy ding werk? Wat gaan jy maak as hy vir jou sê, het ek nie vir jou gesê, maak siekes gesond nie?
Ons sit alles in ons hand. Maybe we just not choose. Of wag, die tweede gedeelte. Dis mos iets wat ons behoort te doen. Ek behoort kerk toe te gaan. Ek behoort, nee, dis tyd vir moed. Dis tyd vir moed.